Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons hierdie nuwe week kan begin in sy naam en so rondom sy woord. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid en insig sal gee in die verstaan van sy wonderlike waarheid en dat die Here ook ons voetstappe sal rig op die weg van geregtigheid om hom in alles te verheerlik. Ek wil u groet met die baie besondere woorde van Psalm 23 hier in die psalmbundel. Baie bekende lied wat sê net soos 'n herder uittrek met sy skape en hulle laat neerlê in die veld van milde groen. Met sagte hand al lei langs stille water, soos die Here, so het hy ook aan my gedoen. Hy laaf my siel en lei my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede. Vers 2 is so belangrik. En is ek soos 'n skaap in doodsgevare wat in die velde as 'n prooi van wolwe gaan. En moet ek in die doodsdal diep en donker van alle hulp ontbloot in my alleenheid staan. Dan nog ken ek geen doodsvrees of verskrikking, omdat u staf my troos is en verkwikking. Dit is my so kosbaar as 'n mens dink daaraan dat ons in die tweede gevaarlikste land in die wêreld bly, dat ons nog steeds ons hoop in die Here kan stel. Hy ken die begin van die einde, vriende, hy het ons geboortedag bepaal, ons sterfdag is die rond bepaal, en die interimtyd kan ons voluit lewe, met die vaste wete dat die Here ons voetstappe rig, dat hy die God is van alle beskerming en bewaring, en dat hy die een is wat nie net ons siele verlos van die ewige dood nie, maar ook ons liggaamlik dra, versterk, bewaar, tot daardie groot en deurligte dag, wanneer ons hom sal sien soos hy is. Mag die Here ons wysheid gee om nie in vrees te lewe nie, maar in vertroue, en hom verheerlik in alles. Kom ons lees saam Spreuke 28 vers 5 en ons gaan vanmôre kyk of ons hierdie 4 verse kan hanteer, 5 tot 8. Daar staan: slegte mense verstaan die reg nie, maar die wat die Here soek, verstaan alles. Een van die ander vertalings sê slegte mense het geen begrip van wat reg is nie. Die wat na die wil van die Here vra, het 'n goeie begrip van alles. Nou vriende, is altyd vir my interessant wanneer ek navorsing doen oor sekere verse en bietjie lees oor wat verskillende kommentaarskrywers sê, dan verstaan 'n mens beter verskillende vertalings van die Bybel en wat hierdie vers eenvoudig vir ons wil kom leer. As jy die woord van God verontagsaam en 'n lewe van wetteloosheid en bandeloosheid begin leef, vriende, raak dit self moeilik om die onderskeid te tref tussen wat reg is en wat verkeerd is. Jy moenie God se woord gering ag nie. Dis God se woord wat wysheid en verstand en insig gee. As ons maar net dink aan die tyd waarin ons onsself bevind, vriende, hoe vrouens identifiseer as mans en mans identifiseer as vrouens, hulle neem deel aan sporte, 'n man wat ewe skielik 'n vrou geword het, neem nou deel aan vroue sport en behaal geweldige sukses en al hierdie hartseer dinge en die oomblik, ek dink nou aan president Donald Trump wat hierdie dokument onderteken het dat dit nie meer sal gebeur dat 'n man wat nou ewe skielik 'n vrou geword het en aan vroue sport deelneem dit verder mag doen nie. Almal is kwaad vir hom. Hoekom? Vriende, dis 'n rasionele, eenvoudige denkpatroon wat hierdie man volg. Man is man, vrou is vrou, en jy kan nie verander soos jy dink en soos jy wil en soos jy besluit nie. Dis vir my die patetiese ding van ons dag en tyd, dat mense irrasioneel geraak het. Waarom? Omdat hulle die woord van God nie verstaan nie. En hoor, ek noem die Here hulle. Hy noem hulle slegte mense. Hy noem hulle bose mense. En luister, as jy goedkeuring gee aan jou kind wat ewe skielik verander van geslag en sê, pa, ek is nie meer 'n vrou nie, ek is nou 'n man, of ma, ek is nie meer 'n man nie, ek is nou 'n vrou, en jy staan hierdie goed voor en jy keer dit goed, sê die Bybel, is jy niks anders as 'n slegte mens, 'n bose mens, wat God se oordeel eendag sal beerwe nie. Daarom sê die Bybel vir ons vriende, as jy die woord van God verontagsaam en 'n lewe van wetteloosheid en bandeloosheid begin leef, dan raak dit selfs moeilik om reg en verkeerd te onderskei, om die logiese van mekaar te onderskei, om te sien, dit is so en hierdie ding is anders. En dis die probleem van ons tyd, as ek kyk hoe redeneer mense, dan slaan ek my hande saam. Ek sê nou die dag, ek dink oor 'n paar jaar van nou af, gaan die geslag terugkyk, of die jonger geslag terugkyk en sê, wat was fout met hierdie vorige geslag? Dat hulle maar net alles laat begaan het, en dat elke ouma kan besluit wat hy wil is reg, en wat hy besluit is verkeerd. En dis die probleem van ons tyd, vriende. Mag die Here ons wysheid gee, dat ons nie in ons verstand verdorwe raak, so verdorwe raak, dat ons nie meer die onderskeid kan tref tussen reg en verkeerd. Ja, aan die ander kant sê die Bybel, die kind van God het goeie begrip. Hy het goeie onderskeidingsvermoë. Hy kan sien, dit is reg en dit is verkeerd. En hy kan mense reg help, en hy kan mense ook begelei op hierdie regte pad. Daarom pleit ek by u, moenie 'n jellyvis wees, of 'n dooie vis, wat net saam met die stroom gaan nie. Maar kry bietjie ruggraat, en staan bietjie op vir die waarheid, en sê, dit is reg, en dit is verkeerd. En dan kan ons ook so die Here verheerlik, in die land wat die Here ons gegee het.
Mag die Here ons wysheid gee, vriende, dat ons met insig en verstand dan ook kan lewe. Vers 6 sê, die arme wat in sy regskaapenheid wandel, is beter as die verkeerde, wat twee paaie wil loop en daarby ryk is. Hierdie ander vertaling wat ek naslaan sê dit so pragtig en eenvoudig. Hy sê, liewer arm wees en eerbaar lewe, as oneerlik lewe en ryk wees. Vriende, dit is een groot ding wat ons nie by kan wegkom nie, is by ons gewete. Baie ryk mense sukkel met hulle gewete, omdat hulle gewete hulle konstant aankla dat hulle deur oneerlikheid hulle rykdom verwerf het. Ek sê nie almal nie, maar ek sê vir u baie. En hulle probeer hulle gewete stil met allerhande goed wat hulle koop, met drank, met dwelms, met seksuele losbandigheid, en dit akkumuleer net, en hulle gewete begin hulle so aankla, dat baie van hulle in inrigtings beland, en selfs hand aan eie lewe slaan. Wat ek vir u probeer sê is dat om ryk te wees is nie 'n sonde nie, dis nie verkeerd nie. As die Here vir jou rykdom gee, dank hom daarvoor, eer hom ook met dit wat die Here vir jou gee. Maar dit is belangrik dat ons eerbaar sal wees. Hoofstuk 19 vers 1 sê, 'n arme wat in sy regskaapenheid wandel, is beter as 'n verkeerde van lippe, en daarby 'n dwaas. Die eenvoudige gedagte hier is nie dat ons arm moet wees nie, maar dat ons wat ons besit, wat ons het, wat ons verkry, dat ons dit op 'n eerlike manier sal verkry. Vers 7, daar staan, wie die wet bewaar is 'n verstandige seun, maar hy wat met deurbringers omgaan, steek sy vader in die skande. Nou, een van die vertalings sê, verstandige seun, hou hom aan die wet van die Here. As die seun maats maak met mense wat vir niks eerbied het nie, bring hy skande oor sy vader. Dit is my so beskrywende vers. En ag vriende, dit is so belangrik dat ons dit sal sien. As ons God se woord gehoorsaam, as ons kinders leer om God se woord te gehoorsaam, dan leer hulle insig, hulle leer verstand, hulle leer wysheid. Maar die oomblik wanneer ons kinders met maats betrokke raak, wat deurbringers is, maats wat met boosheid besig is, dan gaan hulle ook later verval in dinge soos dronkenskap en om ligsinnig te wees en om sonder insig te lewe en amper leegleers te wees. En hulle gaan hartseer bring, nie net oor hulle eie lewe nie, maar ook die van hulle geliefdes. Daarom is dit belangrik dat ons ook raad sal gee wanneer ons kinders vriendskapsbande vorm. Vriende, ek en jy is daar as pa en ma om ons kinders in hierdie saak te begelei en te sê, hierdie maat kom nie verder na hierdie huis toe nie, dis klaar, dis pa se opdrag, dis wat ek sê, want hierdie kind sal jou in die verderf inlei. En ag vriende, luister, jou kind is nie daarom vir homself te besluit op hierdie oomblik nie. Jy is daarom om te begelei in sy besluite volgens God se woord, sodat hy ook 'n man kan word wat met wysheid besluite neem, soos hy groter word. Daar is sekere dinge wat ons aan hulle oorlaat om te besluit, ja of nee, maar sekere dinge waarin ons hulle begelei en selfs sekere tye waar ons die lyn trek en sê, oor hierdie lyn sal jy nie gaan nie. Solank jy onder my dak bly, sal jy oor hierdie lyn nie gaan nie. Jy red jou kind se lewe van die verderf. Daarom pleit ek by jou, dat jy in hierdie saak, en dat ek in hierdie saak ook eerbaar sal wees. Die laaste vers, wie sy goed vermeerder deur rente en deur woeker, maak by mekaar vir die een, wat hom oor die armes sal ontferm. Nou vriende, hierdie vers gaan eenvoudig om onregmatige of buitensporige rentes te hef. Het is nie verkeerd om rente te hef nie. As jy 'n kar gaan koop by die bank, hef hulle rente. As jy geld uitleen, kan jy rente vra daarvoor. Die Bybel sê nie vir jou broer nie vir jou pa nie. Jy kan daardie gedeelte self gaan bestudeer, soos ons dan ook hanteer het, so tyd terug toe ons gepraat het oor die rentes. Maar die beginsel wat hier na vore kom is, geregtigheid sal op die einde van die dag ongeregtigheid oortref. Die Here sal die lyne op sy tyd regtrek. Daarom wil ek vir u sê, dit gebeur dikwels in ons eie land Suid-Afrika, waar mense buitensporige rentes hef, juis omdat die armes by hulle kom leen wat nie genoeg het nie, en hulle verarm verder en hulle sink verder weg in hulle ellende, totdat hulle later op die punt van moedeloosheid kom en boedel oorgee, en hulle lewens word vernietig. Nou sê die Bybel vir ons, as ons op hierdie manier onsself verryk, moet ons pas op dat God nie die lyne later reguit trek, en die geregtigheid, die ongeregtigheid, kom regstel, en die Here op die einde van die dag self oordeel nie. Daarom pleit ek by u vriende, dat ons die basiese beginsels wat ons vanmôre hanteer het, raak sal sien. Dat ons werklik die Here sal bid vir wysheid en vir insig. Dat ons die reg sal verstaan, dat ons God se woord nie sal verontagsaam nie, want dan raak ons dwaas in ons denke, en laat ons dinge toe, wat vriende blaatant verkeerd is, wat lynreg teen die denke van die mens is, en teen die waarheid van God se woord. Kom ons bid die Here, dat ons op 'n eerlike manier,
ons rykdom sal verwerwe. Dat ons kinders sal waarsku teen deurbringers en vriende, dat ons eerbaar sal wees in wat ons doen, in ons besigheid en in die rentes wat ons oplê, sou ons dit doen. Mag die Here verheerlik word, mag hy vir ons wysheid gee en verheerlik word in alles. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.